welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels vanmôre met Jakes Maritz, hy is 'n mede-stigter en toeroperateur van Expat Explore. En dit is nou 'n reisagentskap toeroperateur besigheid wat vir jou die wêreld kan gaan wys. En blykbaar lyk dit vir my, is dit nou makliker as dit 'n mens gedink het dit sou wees. Goeiemôre Jakes. Goeiemôre, baie lekker om hier by julle te wees vandag. Lekker om jou hier te hê. Jakes, kom ons praat eers oor die toerindustrie as 'n geheel. Kom ons praat eers oor hoe dinge in die besigheid lyk en hoe mense dit ervaar. Eerstens, tendense. Watter tendense is daar op hierdie stadium in die wêreld as dit kom by die reisbedryf? Veral vir Suid-Afrikaanse reisigers, is daar 'n spesifieke manier wat ons reis? Is daar spesifieke plekke waarna ons toe gaan? Ja, kyk, daar's 'n paar tendense wat ons optel. Natuurlik die groot een wat ons nou gesien het in die afgelope ruk, dis ook relevant tot Suid-Afrika, is die na-COVID reispatrone. Ek meen, dit is amper half of mense tydens hierdie COVID-periode so 'n bietjie opgesluit was. Jy was net so in 'n hok gewees. En die tsunami van mense wat wil reis en nuwe plekke in die wêreld sien daarna is enorm. Ek meen, julle sou dalk al gesien het in die media, sekere lande in Europa soos Venesië en Barcelona, daar so 'n bietjie protes teen te veel toeriste wat so intoe gaan. En die gevolg daarvan is, ek meen natuurlik, daar's niks daaraan nie, maar die gevolg is natuurlik dat mense 'n bietjie begin ietsie anders soek. Jy weet, ons het al die hoofbestemminge, Parys, Venesië, al die ou classics, maar wat mense deesdae regtig baie na soek, is om so 'n bietjie off the beaten track te gaan. Die plekke wat hulle nooit gedink het hulle sal na toe wil gaan nie. Ander baie interessante tendens is dat mense begin reis en ervarings, en nie net noodwendig net reis nie, baie meer prioritiseer. Dit is vir hulle baie meer belangrik in terme van hulle bestedingspatrone om 'n reis of 'n ervaring te hê. Voorheen, wat sou jy gekoop het? 'n nuwe TV of 'n nuwe kar. Maar nou het mense besef, luister, hier is iets wat vir my baie waarde toevoeg. Ek wou dit dalk nog altyd gedoen het. En om daai rede het dit 'n baie groter prominensie gekry in mense se bestedingspatrone. Want mense kyk tog na die besteding in tyd, nê? Ja, in tyd kan jy nie koop nie. In tyd op 'n spesiale plek en in herinneringe kan jy nie koop nie. Dit is daai ding, jy weet, ons sê ons spandeer geld, of dis die enigste ding wat jou ryker maak waarop jy geld spandeer, jy weet. En mense het daai besef gekry, ek dink daai verbintenis met ander mense wat hulle wil hê, dit is baie meer prominent. En dit is een van die groot dinge wat ons opgetel het. En natuurlik, ek dink ook uit die Suid-Afrikaanse konteks, en ek dink dis 'n baie groot verantwoordelikheid op die reisindustrie, is die ware vir geld aspek daarvan. Ja. Mense het toegang tot baie inligting, hulle kan, jy weet, kies en keer waar hulle wil gaan, maar daai verantwoordelikheid wat ons in die reisindustrie het om vir mense regte waarde te gee, iets wat ons by Expat Explore van die begin af baie ernstig nogal opgeneem het, mense soek daarvoor. So hulle is bereid om te betaal, dis nie die grootste probleem nie, selfs uit die Suid-Afrikaanse konteks. Suid-Afrikaners reis nog meer uit ons data wys, mense reis meer. Ten spyte van die swak rand. Ten spyte van die swak rand, maar hy's baie meer puntenerig oor wat hy soek. As hy vir jou daai geld gee, dan moet jy moet spring. Nog nie soos die Amerikaners nie, maar dit is mense soek daai waarde. As 'n mens kyk na kulture, mense wil kulture ervaar. Hoe belangrik is dit om as jy gaan reis? Hoe belangrik is dit om dan soos ek ons sê, te deep dive in die plaaslike kultuur en want dis maar altyd 'n toerist word altyd gesien as soos in Barcelona dis meer hulle is soos 'n puisie op 'n olifant se bout. Ja. Hy's al sit altyd bo op iets, hy's nooit deel van 'n stelsel amper nie. Is dit belangriker deesdae? Ja, dis krities. Ons het nog altyd daai benadering gehad. Ek dink nou aan die eerste aspek daarvan, dit is eintlik 'n vorm van respek. As jy nou gaan na 'n ander land toe en jy ek dink daar's 'n mooi woord, die onderdompeling as jy nou daarin gaan. In die Engels praat ons, jy weet, of in die Afrikaans, maar as jy so toe gaan, jy wys respek deur jy weet, die kultuur te leer ken, die gebruike te beproef, jy weet. Dit kan so fundamenteel of elementêr wees, iets om 'n frase in die taal te leer, jy weet, of die kos te probeer vir die mense. Jy gaan tog nou nie mense onthalwe Skotland toe gaan en vir hulle sê, hoorie, die whisky wat ek wil drink moet so baie ys hê en 'n liter water daarbey. Hulle sê vir jou, jy drink die whisky soos ons dit doen. So vir ons reis en die verryking wat jy daar kry om kulture te ervaar, is om dit deur jou sintuie waar te neem. Baie keer, vir baie mense is dit verskillende goeders, maar vir my byvoorbeeld, ek hou baie van die eet en kos en daai tipe goeders, maar jy moet daai goeders probeer. En ek dink daai ding is vir ons krities belangrik. Ons skep verskriklik baie geleentheid om vir jou om dit reg te kry.
So daai onderdompeling en om dit regtig te ervaar en vir daai kort rukkie deel te word van daai kultuur is vir ons regtig baie belangrik. Kry ek werklik waarde as ek in hierdie toergroepe gaan? Want dan kan jy mos nie noodwendig doen wat ek wil doen nie of hoe? Nee, ek kry baie waarde. Ek dink die ding is wat mense, daar is 'n bietjie wanpersepsie oor wat dit behels. Ek meen uit die aard van die saak, ons is jy weet al is ons die stigters, ek en my vriend Karel, Suid-Afrikaners, ons is 'n Europese maatskappy. So ons ken Europa deur en deur. Ons ken elke uithoekie en al daai goeie. So wat ons doen is ons optimiseer jou tyd. Jy weet, so die tyd wat jy gaan spandeer, ons maak die meeste vir jou van dit. So daai ervaring wat jy gaan hê, is alles gerad om vir jou daai te bied wat jy regtig wil hê. En ons ken ons kliënte natuurlik ook. Maar dit kombineer baie goed met vrye tyd ook. Baie mense is bietjie meer avontuurlustig. Ons gee vir mense daai grasie. Ons sê ons leer jy om te dink soos 'n toerist of te dink soos 'n plaaslike mens. Ons noem dit think like a local. En om daai rede het jy daai vryheid en daai grasie om uit te gaan en daai ervaring vir jouself ook jy weet daarso te ontdek, as ek dit so kan stel. Want dis om eerlik is, as jy self jou toer beplan, gaan jy op 'n stadium iets uitmis wat jy dalk kon gesien het, wat vir jou baie kon beteken. So dit help om iemand te hê wat reeds daai ervaring het om vir jou reg te wys. Ja, natuurlik. Ek dink die ding is vir baie mense, jy weet as jy nou sê maar as 'n argumentsonthaalwe in Suid-Afrika sit, daar's baie maniere hoe jy jou beplanning kan doen, maar jy weet jy het nie die in-diepte ervaring van wat jy nou plaaslike kennis. Kyk, ons mense wat werk, ons is in Engeland gebaseer. Ons mense is in Europa, hulle is Europeërs. As jy in Italië inkom, is dit die Italianers wat jou gaan rondwys. As jy in Egipte is, dan is dit die Egiptenare wat jou rondwys. So is reg daai plaaslike kennis. Dis soos om te dink iemand kom Suid-Afrika toe en jy moet hom na jou plaaslike area gaan wys en dis wat ons bied. So dis altyd, jy weet, ons optimiseer die tyd want die tyd is baie belangrik vir mense. Jy weet jy dalk net 2 weke wat jy daar is. Is dalk net een keer in jou lewe wat jy gaan en ons probeer dit absoluut die meeste maak van daai tyd wat ons moontlik kan, ja. Is dit een van die goed wat Expat Explore laat uitstaan bo hulle mededingers en wat nog? Wat maak julle uniek? Wel, ek dink die ding is ek meen die plaaslike interaksie wat ons het. Ek dink die groot fokus wat ons nog al die jare gehad het is ons werk baie direk met ons verskaffers. So baie toeragentskappe of toeroperateurs, ons noem dit agentskappe, daar is 'n bietjie 'n onderskeid, maar werk met middelmanne. Want ek meen ding nou as jy sê nou maar in Suid-Afrika gebaseer is, ek meen daar's wonderlike maatskappye hierso, maar jy moet altyd bietjie met 'n middelman werk. Ons werk direk met die mense. Ons hotelle, ons busse of vervoerfasiliteite, ons hotelle of restaurante, al daai aspekte kontrakteer direk met ons. Ons bou daai verhoudinge. Dit is een van ons groot onderskeidende faktore wat ons het in die industrie en dit bied daai uniekheid. So as jy byvoorbeeld gaan rondloop, ons het nou gepraat oor Parys, jy weet, en jy loop in Parys in die Montmartre area rond en iemand sien jy het 'n expat hempie aan, die restauranteur sal sommer uithardloop en kom groet en jy weet dit is daai direkte verhouding wat ons het. Natuurlik wat dit ook help is dat ons kan daai ekonomiese voordeel as gevolg van dit aangee vir ons kliënte. Wat sê jy vir iemand wat sê hoorie so, maar dis net vir pensionaars. Ja, ander is net vir studente en so. En ek wil tog bietjie myself, my tyd ook kan bepaal op goedjies. Is daar ruimte vir mense wat voel hy wil ook op sy eie bietjie rondloop? Ja, soos ek gesê het, dis 'n fyn balans. Jy weet ons baie keer jy gaan sien hoogtepunte, maar dan kom jy in daai bestemminge in waar jy moet so 'n bietjie meer in diepte gaan navorsing doen. Dan gee ons daai grasie en jy weet jy die tyd om dit te gaan doen. Natuurlik ook, jy weet ons het baie mense met ongelooflike baie kennis. So hulle kan ook vir jou 'n bietjie in 'n rigting stuur. Jy het daai tyd om daai onderdompeling te gaan doen soos wat ons sê om dit te gaan ervaar. Jou eie voete te vind. Ja, jou eie voete te vind, ja. Kan jy so 'n paar suksesverhale deel van reisigers, Suid-Afrikaanse reisigers wat iewers heen was? Ja, wel, daar is verskriklik baie. Ek meen uit die Suid-Afrikaanse konteks, ek meen ons toere is natuurlik ons noem dit altyd die Verenigde Nasie van toere. Daar's soveel verskillende mense, maar as ek nou praat van suksesverhale van dinge wat uitstaan, maar kom ek vertel maar net so 'n bietjie 'n storie of twee van mense wat al saam met ons was. Die een wat vir my altyd uitstaan is 'n hoogtepunt. Jy weet ons het 'n ding wat ons sê ons probeer mense se lewe verryk deur wat hulle doen. Ons in Engels sê ons we want to ignite a passion for travel. Nou die een ding baie mense uit die Suid-Afrikaanse konteks het altyd daai idee van Parys. Dit is mos die romantiese bestemming wat jy na toe wil gaan. Ons het nogal nou verbintenis met die stad vir een van 'n rede.
Miskien is dit die Franse hugenote of so ietsie wat daai invloed het. Maar wat ons byvoorbeeld doen is ons altyd as jy ons doen 'n toer met 'n bus in Parys. Die toerleier sal die groep aflaai op 'n sekere bestemming. Die bus sal omry en dan sal die toergroep loop na die Trocadero. Dit is nou daai platform wat so oor die Eiffeltoring uitkyk. Maar die bus staan half in die pad en die mense staan met hulle rug na dit toe. En wat gebeur is op 'n stadium sal die bus wegtrek en die toerleier sal vir mense sê om te draai. Dit is nou natuurlik afhanklik van die weer en die tyd van die jaar en al daai goeters. Die interessantste ding wat jy altyd sien is die reaksie van mense. Maak nie saak of wat jy verwag nie. Party mense huil, party lag, ander gryp hulle kameras om foto's te neem. Daar's altyd 'n emosionele reaksie en dit is wat ons wil regkry. Dit is daai emosionele reaksie wat jy het op iets wat jy sien. Jy bou dit op in jou kop op 'n sekere manier, maar wanneer jy dit werklik ervaar, dan is dit iets heeltemal anders. Absoluut. En dit is altyd vir my natuurlik 'n hoogtepunt, jy weet. En ek weet as ek dit sien, dan weet ek ja, nee, ons het iets reg gekry. Dis 'n lekker storie. Jakes, baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre en dankie jy draai kom maak het. Ja, dankie. Dankie dat julle my hier gehad het. Ja, dis Jakes Marits, natuurlik die mede-stigter van Expat Explore wat mense help om so met 'n bietjie meer insig en kulturele kennis deur heerlike plekke te reis. So maak 'n draai by Expat Explore.